God is gister, vandag, môre altyd dieselfde. Dit is nie God wat verander het nie. Die wêreld het verander, die mens het verander. Baie van hulle het slimmer as God geword. Daar staan geskrywe, Hebreërs 13:6, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde, tot in ewigheid. So ja, gaan altyd terug. God is gister, vandag, môre altyd dieselfde. So wat sê die skrif? Gaan terug na die basics toe. Gaan terug na die begin toe. Maak nie saak of mense dink jy is oudtyds nie. Gaan daar waar Jesus Christus beweeg. Want al hierdie moderne wêreld is net daar om mense wat self God speel. Al hierdie tegnologie, mense dink hulle slimmer as die ander ene. Gaan altyd terug na die basics toe. Pas op vir mense wat dink hulle is self God. Mense wat God se werk vir hom wil doen. Baie van hulle bou aan hulle eie menslike koninkryke. God het absoluut niks deel. Nergens is God deel van hulle besluite of dade nie. Dis absoluut die waarheid. Hosea 4:6, my volk gaan ten gronde weens die gebrek aan kennis. 'n mens se liggaam, hoor baie mooi, jou liggaam, my liggaam, enige mens se liggaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. 1 Tessalonisense 5:23 staan daar, mag God wat vrede gee, julle volkome aan hom toegewyd maak en julle geheel en al na gees, siel en liggaam, dis vlees, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Johannes 4:24, God is gees en die wat hom aanbid, as jy hom aanbid en dien, moet hom deur die gees en 'n waarheid aanbid. Dis hoekom alles oor gees gaan. Dis hoekom die Here ook vir my wys, evalueer alles in gees, nie in vlees nie. God verhoor nie die gebed van 'n sondaar nie, maar wel van 'n regverdige. Dis hoekom baie van hulle se lewens uitmekaar uitval. Hulle huwelike, die vrouens, die mans wat so sperm doneer, en vrouens wat surrogaatmoeder, dan vat hulle daai pragtige kind en hulle gee dit oor aan mense wat in homoseksuele verhoudings is en lesbies is en allerlei goed. Jy's deel van die probleem en jy offer eintlik daai kind op aan Satan en sy bose koninkryk. God verhoor die gebed van 'n sondaar nie, hy verhoor die gebed van 'n regverdige. Daar staan geskrywe Johannes 9 vers 31. Ons weet dat God nie na sondaars luister nie. Maar as iemand vir hom ontzag het en doen wat hy wil hê, luister God na hom. Dis jy moet respek vir God hê, jy moet respek vir sy woord hê. Maar God is ook nie 'n monster nie. Hoor julle wat ek vandag sê? Hy is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. Hy sal jou nie met stokke slaan en met klippe gooi as jy nooit die egte suiwer evangelie van Jesus Christus gehoor het nie. Hoor julle wat ek vandag sê? Baie mense wat vandag na my luister wat hierdie foute gemaak het nog nooit die egte suiwer woord en evangelie van Jesus Christus gehoor nie binne hulle kerk en ook nie in hulle ouerhuise nie. Hoor vandag die woord van die Here. Lukas 12:47-48. Die slaaf wat geweet het wat sy eienaar wil hê, maar wat nie gereed gemaak of volgens die wil van sy eienaar gehandel het nie, sal 'n swaar straf kry. Maar hy wat nie geweet het nie en dinge gedoen het wat die straf verdien, sal 'n ligte straf kry. Van elkeen aan wie baie gegee sal baie geëis word, en van hom aan wie baie toevertrou is, sal meer gevra word. Baie mense word in sondes ingebore. Jy sien, jy moet verstaan wat hier buite aangaan. As ons kyk na die groot prentjie van die wêreld, van Suid-Afrika, dit wat jy nou sien, al die afvalligheid en goddeloosheid en onreinheid en onsedelikheid en wetteloosheid, is geslagte op geslagte, generasies op generasies, 'n platante afvalligheid van die egte suiwer woord en evangelie van Jesus Christus. Baie mense word in sondes ingebore. In baie gevalle speel bloedlynvloeke 'n ongelooflike groot rol in die verval van hulle geestelike en vleeslike lewensbestaan. Daar staan geskrywe Psalms 51:7. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. So jy word in sondes ingebore. Die Here gee ook vir julle Eksodus 20 vers 2-6. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie.
Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy's onverdeelde trou aan my. Hy's 'n jaloerse God. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. En my gebooie gehoorsaam. En my gebooie gehoorsaam. Ons mense lewe of God se gebooie en wette nie bestaan nie. Nog 'n skrif wat die Here gee. Levitikus 26 vers 39 tot 42. Die van julle wat daarna nog oor is, sal in die lande van julle vyande wegkwyn onder dieselfde wyd oor hulle sonde. Hulle sal ook wegkwyn onder die wroeging oor die sondes van hulle voorvaders. Hulle sal hulle sonde en die wat hulle voorvaders teen my begaan het, bely. Hulle sal erken dat hulle my teengestaan het, dat ek hulle ook teengestaan het, en hulle na hulle vyande se land toe gevat het, om te sien of hulle dan oor hulle ongehoorsaamheid berou sal kry, en hulle skuld sal erken. Wanneer hulle dit doen, sal ek die beloftes wat ek aan Jakob, aan Isak en aan Abraham gegee het, weer van krag maak. Ek sal my beloftes oor die land weer van krag maak. So wat moet gebeur? Ons moet bekeer, ons moet terugdraai na die Here toe, ons moet sondebelydenis kan doen, ons moet kan bid, dat die Here bevryding op ons, dat ons bevryding sondebelydenis, sodat ons 'n volle suiwerheid en heiligheid sal kom voor die Here. Dis wat moet gebeur. Die keuse is natuurlik in almal van ons se hande. Die Here druk op my hart om ook 'n voorbeeld te gee van bloedlynvloeke. Kom ek gee vir jou voorbeeld. Kom ons sê jou oupa was deel van die Anglo-Boereoorlog en hy het mense doodgeskiet. Alright, jou oupa grootjie of wat ook al. Die Bybel sê jy mag nie moord pleeg nie. Die woord sê wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Dadelik toe oupa moord gepleeg wat hy mense doodgeskiet het, het hy 'n geestelike deur oopgemaak vir 'n gevalle engele, demone, vloek van moord om deel van sy lewe te word. Baie belangrik. Okay, hoor nou mooi. As oupa nie daai sonde bely het nie en bekeerd en teruggedraai het na die Here toe, die gaan hy in elk geval rekenskap gee op die dag van oordeel wanneer Jesus Christus kom, juis vir daardie daad, vir daardie sonde. Maar toe oupa sterf, het daai demoon, daai gevalle engel, daai moordvloek nie saam met oupa gesterf nie, hy's af na die volgende generasie toe, en dit noem ons 'n bloedlynvloek. En daar is baie verskillende maniere. Die woord sê met die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, met al jou krag. En die tweede wat hiermee gelyk staan met jou medemens, jou naaste lief hê soos jouself. Baie belangrik. Enige persoon wat God werklik lief het, soos die eerste gebod, sal homself nie by sulke tipe sondes betrokke maak nie. En dit hoekom, daar was oorlog, daar was moord, daar was selfmoord, daar was hoerery, bloedskande, okkultes, afgodsdienste soos vrymeselary, satanisme, broederbonde, die oproep van voorvader geeste rituele. Daar is valse gelowe, boeddhisme, hindoeïsme, islam gelowe. Daar's soveel ander gelowe, verstaan jy? Dan is daar dwaalleer, Jehovah's, die Rooms-Katolieke kerke, verstaan my punt mooi, en die ouën, nuwe apostelkerk, apostoliese geloof, verstaan my punt, dis alles sektes en afgodsdienste, wat 'n massiewe groot impak op ons mense het, en hierdie goed word ons mense nie geleer. Dat ek vir julle sê, ek is 10-11 jaar in bediening, 95-98% van al my bevrydingswerk lê die probleme in die bloedlyn, of deur ma of pa se kant, soms partykeer al twee kante kom daar bloedlynvloeke. Die goed word ons nie geleer nie. En hier is die direkte voorbeelde, bewyse wat ek vandag vir jou uit die Bybel uit gee. Ons word in sondes ingeboor. So die probleem is baie groter as wat ons mense dink. Baie mense spits hulle oë op nou, die lewensbestaan van vandag. Dit wat tans voor ons oë afspeel, is geslagte op geslagte, generasies op generasies, 'n blaatante afvalligheid van die egte suiwer woord van God. Maar kom ons gaan aan. Onthou, die oordeel, straf en vergelding kom God toe. Baie belangrik, Hebreërs 10:30-31 sê die woord, ons weet tog wie hy is, wat gesê het, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, en verder, die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val.
Dit wat ons nou in die wêreld sien gebeur is geslagte op geslagte, generasies op generasies, se blaatante afvalligheid van die egte woord van God, suiwer woord van God. Die mens het groter as God geword. Hulle is lankal nie meer bang vir hom nie. Daar's baie min van ons hier buite wat tog 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God het. Die mensdom het geleer om die Bybel te swaai en te draai, te compromise, om by hulle eie selfsugtige behoeftes en begeertes in te pas. As geestelike beraader en leier van 'n bediening wat deur God bemagtig geroep is om die bevrydingswerk vir hom te doen, is dit my plig om te vermaan, te waarsku, te weerlê en te bestraf, te reg te wys in die volle waarheid van God se woord te openbaar en te verkondig, of mense luister of nie. Baie hard en duidelik, dis my werk. Die dag as jy voor God eendag staan om rekenskap te gee, gaan jy nie kan omdraai en vir God sê, jy het nie geweet nie, want die Here weet, jy het vandag na hierdie leerstelling, na hierdie vermaning geluister. Hy sal vir jou sê, soggens en saans stuur ek my profete na jou toe, maar jy wil nie geluister het nie. Hier is God se vermaning, 'n waarskuwing, baie hard en duidelik. Luister baie mooi. In die Bybel, as jy jou Bybel oopmaak, is daar baie vermanings en waarskuwings wat Jesus Christus gespreek het op aarde, wat na jou kant toe gekom het, wat ons gelees het in die Bybel. Vermanings en waarskuwings wat baie hard deur hom geopenbaar en versprei en verkondig is. Daar's een van hulle is, die poort na die hemel is dun en smal, min mense gaan daarin. Maar die pad na die verderf is groot en breed en baie mense gaan daarin. Omdat mense sondes goed praat. Alles wat sleg is, word in vandag se lewe goed gepraat. Soos die onkruid by mekaar maak, nommer 2, en met vuur verbrand word, so sal dit by die volëinding van die wêreld wees. Die seun van die mens sal sy engele stuur, en hulle sal uit sy koninkryk verwyder almal wat ander mense in sonde laat val het, en almal wat die wet van God oortree het, en sal hulle in die brandende hoën gooi. Daar sal hulle huil en op hulle tande kners. Dan sal die gelowiges in die koninkryk van hulle Vader skitter soos die son. Wie ore het, moet luister. Ek weet alles wat julle doen, nommer 3. Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie, as julle tog maar koud of warm was. Maar nou, omdat jy lou is, as jy bietjie Here skree, aan die ander kant moet jy die wêreld geniet. Verstaan, jy sit wydsbeen met jou voet in al 2 geestelike koninkryke. Maar nou, omdat jy lou is, nie warm nie, en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. So as jy verder voortgaan met hierdie goddelose, bose, onheilige, gruwelike dade, staan jy die kans om deur God uitgespoeg te word. Maak nie saak hoe hard jy Here skree, maak nie saak hoeveel Bybels in jou handkas opgegaar word nie, maak nie saak wat jy vir mense sê nie. Geloof gaan gepaard met dade, en dade gaan gepaard met geloof. En vertaal my punt baie mooi, Jakobus 2:26, 'n liggaam wat nie asemhaal nie is dood, soos ons geloof wat nie oorgaan tot dade nie, ook dood. So as jy sê jy is 'n Christen, jy lewe in sonde, is jy 'n skynheilige hipokrit, en jy bring die Vader se naam in oneer, so maklik soos dit. Ons moet nooit die Here se naam in oneer bring nie. Ons is hier om mense nader aan die Here te trek, en nie verder te verstoot nie. Ek weet van 2 vrouens wat swanger geword het, nadat hulle opgegee het om kinders te kan hê. Duisende rande verder, op die einde van die dag, het hulle natuurlik swanger geword, deur die krag en ingryping van die Heilige Gees natuurlik. God se tyd is nie hulle tyd nie. God se tyd is altyd perfek. En as dit God se perfekte wil vir jou lewe is, om nooit kinders te hê nie, moet jy God se besluit ten alle tye kan respekteer, soos Jesus dit ook gedoen het. Vader, as dit U wil is, laat hierdie lydingsbeker my verbygaan, maar mag immers U wil geskied, nie myne nie. Jesus is ons rolmodel, hy is jou rolmodel. Sy lewe was uitverkoop aan die Vader. Jy kan nie vir God sonder gehoorsaamheid behaag nie. Gehoorsaamheid is belangriker as offers. God soek geloof in mense, hy soek geloof in jou. Ons moet vir God in goeie en slegte tye kan aanbid en dien, nie net wanneer dit ons pas nie. Daar staan geskrywe, Job 2 vers 7 tot 10,
Die Satan het van die Here af weggegaan en vir Job met pynlike swere getref, van sy kop tot sy tone. Job het op 'n aashoop gaan sit en hy het die potskerf gevat en hom daarmee gekrap. En sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom? Vervloek God en sterf. Toe sê hy vir haar, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons die goeie van God kan aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Onder alles het Job met geen woord gesondig nie. En dit wat die Here vandag vir jou wil sê, loof en prys hom in goeie en slegte tye. En wie stel jy jou geloof en vertroue? In hom, in jouself of in dokters, pille, spesialiste, surrogaatmoeders en spermdoneerders? Waar's jy in die lewe? Verstaan jy? Daarop ons skree Here, Here aan die kant, en hierdie kant maak ons of die Here nie bestaan nie. You must walk the talk. Verstaan jy? Jesus is jou rolmodel. Jy moet die voorbeeld kan stel hier buite en God loof in goeie en slegte tye. Pas op vir die eie ek. Hy is 'n groter vyand as Satan hier buite. Voorhuwelikse seks, egbreek pleeg, oorspel, pornografie, homoseksualiteit, swingers, seks met diere ensovoorts. Enige vorm van onsedelikheid het absoluut niks met God of met sy koninkryk uit te waai nie. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Hoe onderskei ek as 'n geestelike beraader wat in jou lewe aangaan? As jy op my pad kom, man, vrou of kind, hoe onderskei ek wat in jou lewe aangaan? Wie sit op die troonstoel van jou hart? God of Satan? Hoe weet ek dit? Hoe onderskei ek dit? Ek gee vir jou skrifte wat die Here vir my gee om dit vir jou te gee vandag. Johannes 8:34. Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. So in geestelike taal is jy 'n slaaf van Satan. Okay, so as jy in sonde is, bly volhard in lewe, verstaan jy, is jy 'n slaaf van die sonde. Jy's in geestelike taal is jy 'n slaaf van Satan. Romeine 7:20. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So dit is Satan in gees wat in jou siel en geestesarea bly, wat jou liggaam gebruik as 'n vesting om al sy vuil werk te doen. En dit is waar moorde en verkrachtings en aanrandings en leuns en al daai tipe goeder vandaan kom. Verstaan jy, hoerery en al daai goed is die gees wat in die persoon is, siel en gees. Verstaan jy, evalueer alles in gees, nie in vlees nie. Die Here gee ook vir julle 1 Johannes 3, vers 3 tot 10, spit jou ore, drink daai koppie koffie, daai koppie tee, hoor die woord van die Here. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom met 'n hoofletter koester, hou homself rein, skoon, heilig, soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers die oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. En daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondag nie. Iemand wat aanhou sondag, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondag, en die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees, dis die Heilige Gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinder van God en wie kinder van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie sy broer lief het nie, behoort nie aan God nie. Die Bybel praat klipsteenhard. Onthou jou ware vyand, jy wat vandag na my luister, is in gees en nie in vlees nie. Dis nie die ANC of die EFF nie. Dit is nie 'n wit of 'n bruin of 'n swart mens nie. Jou ware vyand is in gees en nie in vlees nie. Efesiërs 6:12, spit jou ore, luister na die woord van die Here. Efesiërs 6:12, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Jou stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig.
So, jou ware vyand is 'n gees en Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. En dis hoekom Jesus vir jou geleer het, 'n boom word aan sy vrugte geken. 'n Goeie boom gaan nie slegte vrugte dra en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Nog 'n skrif wat die Here vir jou gee, 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Natuurlik leef ons in vleeslike menslike liggame, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevangene om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Hart en duidelik, so jou wapens is nie gewere, messe, bomme en granate en al hierdie slim mense se planne nie. Jou wapens is in gees, die wapens van lig. 2 Korintiërs 6:7, ons wapens vir aanvalle verdedig is om die wil van God te doen. Die wil van God, nie die wil van jouself of die wil van ander mense of die wil van Satan nie, die wil van God. Alright, surrogaatskap en op enige vlak, of jy die spermdoneerder is en of jy die vrou is wat die kind verwek, is nie van die Here af, is nie die wil van God nie. Dis hoekom die Here sê, ons wapen vir aanval verdedig is om die wil van God te doen. Alright, hoogmoed, eie ek of trots. Hoogmoed, eie ek of trots, pit jou ore. Dit is die rede, die hoofrede hoekom Satan uit die hemel uitgewerp is. God haat hoogmoedigheid. Baie belangrik. Jy sien Satan en 'n derde van die engele word nie onder God se gesag nie gebuig het nie. Verstaan jy, dat in opstand en rebellie teenoor God, opstandig, hoogmoedig geword, en God het hulle uit die hemel uitgewerp, en soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval. Jy kan nou nie sien nie wat jou geestesoog is toe, maar hoe ernstig is God oor hoogmoed. Spreuke 6 vers 16 tot 19, die Here haat 6 dinge, nee, daar is 7 waarvan hy 'n afskeid het, oë wat straal van hoogmoed, 'n tong wat lieg, hande wat met bloed bevlek is, gedagtes wat met komplotte besig is, voete wat net een koers ken, die van die kwaad, en 'n getuie wat lieg, en iemand wat rusie stook tussen broers. Matteus 16:24 tot 26 gee die Here ook vir julle. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie nie sy lewe, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal dit 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe, vir sy siel? Daar's net een groter vyand as Satan hier buite, en dit is jy jouself, jou eie ek. Johannes die Doper het vir ons kom leer, jy moet minder word en God moet meer word deur jou. Dit kan jy lees in Johannes 3:30. Die Bybel is God se gesag. Vandag vra God vir jou, jy wat na my luister, hy gee die Bybel in jou hand. Gaan jy onder my gesag nie buig? Ja of nee? So maklik soos dit. Die keuse is in jou eie hande. God stuur niemand hel toe nie. Mense maak self die keuse om hel toe te gaan.